Wat maak jy met 'n regering wat geld spandeer asof dit hulle eie spaargeld is? En wat se tenderprosesse so belaglik is, ek sukkel om te glo, dis moontlik in 'n moderne ekonomie. Wel, as jy die Instituut vir Rasseverhoudings is, dan gee jy vir die regering 'n wetsontwerp wat gebaseer is op waarde vir geld. Radio Nuwe Lied. Jou Christelike lewenswyse radiostasie. Klets met Corneille. Gesels saam oor alles. En nog wat. Goeiedag liewe vriende, baie welkom by Klets met Corneille. My naam is Corneille en ek nooi jou uit om vandag saam met my te klets. Ek het die mikrofoon, maar jy kan gerus vir ons jou opinies, terugvoer, idees, wat jy ook al wil stuur dit vir ons. Ek gaan vir jou die telefoonnommer en die e-posadres so gee en dan kan jy asseblief met ons in kontak wees en saam klets. Vandag is ek baie bevoorreg, liewe vriende, om saam met my te hê Herman Pretorius van die Instituut vir Rasseverhoudings. Kom ons begin daarom net eers met goeiemôre en baie dankie en baie welkom. Goeiemôre, baie dankie en ek voel baie welkom. Herman is die hoof van strategiese kommunikasie. En ek neem aan dis jy is dan nou al opgewerk na, klink my soos 'n baserige rigting. So moet jy skryf jy 'n klomp van die artikels wat hulle uitsit en die wetsontwerpe, of moet jy kyk dat ander mense dit skryf en uitkry? Kyk, dis maar 'n kombinasie van die twee. Nee, so ek het hierdie value for money bill is een van 5 wetsontwerpe wat ons op hierdie stadium geskryf het en dryf, want in die werk wat ons is, waar ons oplossings probeer gee, wil ons daai oplossings nie net in die navorsingstoestand hou nie, ons wil dit so konkreet as moontlik maak, so naby as moontlik bring aan die voertuig van verandering, en ek het besluit nie, maar wetsontwerpe vat ons navorsing, so dit om in wetsontwerpe. So die value for money bill het ek nou nie geskryf nie, maar ons het 'n No More Race Laws bill wat gaan oor om rassediskriminasie en wetgewing af te skaf, die het ek geskryf. Ons het 'n Better Health bill wat alternatief is tot die NHI of die Nasionale Gesondheidsversekering, die het ek geskryf. Ons het 'n Right to Own bill wat gaan oor hoe kan ons eiendomsregte in Suid-Afrika sekuur maak, die het ek ook geskryf. So die wetsontwerp waaroor ons vandag 'n bietjie dink ek gaan gesels, het ek nou ongelukkig nie die pen voorgehou nie, maar ek was daarbey betrokke en ek doen daarom so 'n kombinasie van navorsing, skryf en 'n bietjie strategiese kommunikasie om ons idees daar buite te kry. Hoorie, maar ek wil nou nie vir jou die toekoms verspan nie, maar ek dink ek en jy gaan nog 'n paar keer praat in daai geval, want al daai goede is 'n redelike belangrike saak. Ek nie, maar dis ook nie nou daar fokus op, maar daar moet oor gepraat word, so ek sal bitter graag met jou oor die ander goede wil praat. Maar van vandag, kom ons praat oor die ding van waarde vir geld. Nou, kom ons begin by wat ek onlangs net van julle gesien het. Julle het nou vir die eerste vir die president self en 'n klomp van die mense in die parlement briefietjies gestuur wat gesê het, hoor, ons stel voor, julle kyk na waarde vir geld, en toe het julle nou dit opgevolg met na 'n paar LR in 'n paar provinsies hierbo rond, dink ek, Noord-Kaap en Noordwes en Limpopo en Natal, as ek reg onthou. En die res volg, en almal se idees dat hierso is wat julle dan moet kyk na waarde vir geld. So kom ons begin eers met een stap terug. Hoe werk die stelsel op hierdie stadium? Want dit het alles te doen met, in Engels procurement, openbare aankope, neem ek aan as in Afrikaans. Hoe werk die stelsel tans? Wat is die probleem? So, die regering het klomp komponente van funksie. Soos, kom ons vat 'n klein voorbeeld. Die kantoor vir binnelandse sake. Dit is deel van wat die regering moet verskaf. Nou, in die kantoor vir binnelandse sake het jy klomp goeders nodig. Jy het lesenaars nodig, jy het skryfbehoeftes nodig, jy het matte nodig, jy het skoonmaakmiddels nodig, jy het daar klomp goeders wat die staat nie self verskaf nie, wat hy moet aankoop, het hy nodig om sy funksies te verrig. Nou, dit kan enigiets wees van moppe tot uniforms tot motors, enigiets wat die staat moet aankoop, wat hy nie self vervaardig nie. Dit is onder die
afdeling van publieke aankope of openbare aankope, of soos die Engels sê, public procurement. Nou, die Suid-Afrikaanse regering spandeer nagenoeg R1 triljoen per jaar, met ander woorde R1 miljoen per jaar, op hierdie aankope. Die probleem is nie dat hierdie 'n groot bedrag is, of dat hierdie aankope gedoen word nie. Elke liewe regering doen dit reg oor die wêreld. Die probleem kom in wanneer ons kyk of hierdie geld waarde vir geld vir die belastingbetaler deur middel van dienslewering bied. En die realiteit van die huidige stelsel is dat dit nie doen nie, want as ek iemand is wat, toiletpapier verkoop, en die staat sit uit 'n tender vir iemand wat vir hulle, hoeveel duisend ook al rolle toiletpapier per jaar moet verskaf, dan word my bod, my tender, nie streng gesproke oorweeg op, is hierdie goeie gehalte toiletpapier en is dit teen 'n billike prys nie. Ja, daai goedjies word in die, pot oorweeg, maar 'n ander bestanddeel wat swaarder weeg, is die kwessie van of my besigheid swart ekonomiese bemagtigings sertifikasie het. Nou die probleem daar is, dat ons berekeninge dui aan tot omtrent 25%, 'n kwart van hierdie triljoen rand, dalk gaan aan pryse betaal wat bo die pryse is van kompeteerders, maar daai pryse word hoër betaal nie omdat daar meer waarde of meer waarde vir geld is nie, maar suiwer omdat die besighede wat daai tenders wen, hoër swart ekonomiese bemagtigingssertifikasiepunte het. Nou, ons kan 'n bedrag daarop sit. Tussen 100 en 150 miljard rand per jaar word oorbetaal deur die regering in hierdie aankope. Met ander woorde, ons kan die belastingbetaler per jaar minstens 100 miljard rand spaar as ons eenvoudig gaan en sê swart ekonomiese bemagtigingspunte het niks uit te waai met of iemand goeie prys en goeie gehalte produkte aan die staat kan verkoop nie. So dis die hartseer van die saak en net om dalk 'n bietjie konteks te gee aan hoe enorme bedrag van 100 miljard rand is. Dit is genoeg om BTW van 15% na 11,5% te besnoei, sonder om 'n enkele sent te verwyder van diensleweringsbesteding. Dit is net om seker te maak dat daai premie van swart ekonomiese bemagtiging, daai oorbetaling, net vir swart ekonomiese bemagtigings, nie vir waarde of vir kwantiteit nie, om daai uit te sny, kan 'n enorme verskil maak, en dit is die hartjie van hierdie value for money wetsontwerp. Dit klink omtrent onmoontlik dat mense sou dink jy hardloop so 'n groot, nou ek weet 'n regering is nie 'n besigheid, dit is nie van veronderstel om 'n besigheid te wees nie, maar hulle werk met baie geld. Laat 'n ding soos 'n regering na omtrent enigiets anders te kan kyk is half verstommend. Ons weet hulle doen, maar dit bly vir my amper 'n raaisel van hoekom sal iemand soveel meer betaal vir dieselfde ding om jou om 'n punt te bewys om ek las sulke lang redes. Maar so dit is soos wat jy na 'n restaurant toe gaan en jy betaal vir die duurste steak wat jy in jou lewe nog gesien het en dan kom maar 'n gebrande patty by jou aan. Tipe van ding. Ja, dit is net en die hartseer van die saak is dat om jou beeld verder te vat, die persoon wat op die einde die gebrande patty meeste van die tyd moet eet, is jou armste, mees kwesbare Suid-Afrikaner wat afhanklik is van of die staat patties verskaf. Ja. Ek en jy leef op die algemeen 'n goeie middelklas bestaan. Ons kwesbaarheid teenoor diensleweringsmislukkings is beperk, maar as jy aan die baie armer end van die Suid-Afrikaanse spektrum is, dan begin dit 'n verskil maak of daar 100 HOP huise gebou is of net 75.
Of daar 100 klaskamers gebou is, of net 75. Of daar 100 maatskaplike toelaas uitbetaal is, of net 75. En dis in effek wat hierdie oorbetaling beteken, dis nie oor die stelsel gaan voort soos wat hy doen, dis net 'n bietjie duurder nie, nee, daarso is wat die ekonome noem 'n geleentheidskoste, daar's 'n koste wat verlore gaan, daarso is arm mense wat 'n HOPI sou kon kry, maar nou nie doen nie, wat 'n skool kon kry, maar nou nie doen nie, wat 'n kliniek kon kry, maar nou nie doen nie, en jy vra hoekom? Wel, ek dink daar's 2 moontlike antwoorde, en die waarheid is seker 'n kombinasie van hulle. Nommer 1, daar is diegene wat opreg glo dat ekonomiese rassetransformasie 'n edele doel is en dat dit die moeite werd is om 'n paar arm mense op te offer by die altaar van ekonomiese transformasie. Die ander meer siniese, maar ewe sinistere verduideliking is dat hierdie swart ekonomiese bemagtigingspatronaatskap-netwerk homself gevestig het tot so mate dat as jy weet jy keer 'n swart ekonomiese bemagtigingsgebaseerde tender goed, is daar 'n voetjie wat iewers jou rigting gaan vloei deur hierdie patronaatskap-netwerk. So, of dit is 'n ideologiese verduideliking wat wreed is, of dit is 'n siniese verduideliking wat walglik is. En ek vermoed albei is waar in 'n mate. Dis vir die vrees van die storie is, want ek vind dit baie waar dat hoe meer mense skree, ons is vir die mense, partye for the people, in praktyk draai dit gewoonlik uit om nie vir die mense te wees. Want dis die mense wat jy daai ding wat jy noem van die swaarste kry, wat swaar kry, dis net nie so direk sigbaar nie. Maar hulle trek in die kortste kant van die speen die hele tyd. En dis die hartseer van die ding, dat iets so swart ekonomiese bemagtiging, wat veronderstel is om swart besighede, sê hulle, te help op die been kom, is 30 jaar later nog nie lekker op die been nie. En dis hartseer. Maar dit sê vir my, dit is nie een skelm hier of een skelm daar, dis 'n gebroke stelsel, dis die verkeerde plan. Dit help nie hulle dank een ou af iewers wat 'n geldjie steel onder die tafel nie. Dis die verkeerde stelsel, dis op pad in die verkeerde rigting. Dis nie 'n bietjie verkeerd, dit is heel af. So ek neem aan julle is dan voorstanders, ons gaan nou praat by die punte van, maar dis 'n dom plan hierdie. Dis 'n dom plan hier om, en ons land is in elk geval veronderstel, as ek reg verstaan, om nie rasgebaseerd te wees nie, en tog is daar hierdie wat jy papiertjie oorgeskryf het, klink my ook, 'n hele paar wette wat sê, maar wag bietjie maatjies, as ons die rasgebaseerde samelewing aan die gang het nie, wat maak hierdie rasse vereistes en goede in hierdie wette? In 'n geval, so kom ons by die praktiesheid van julle wetsontwerp, die waarde vir geld storieetjie. Wat behels dit? Wat stel julle dan nou voor is die antwoord? Wel, om daai vraag te beantwoord, kan ons kyk na hoe swart ekonomiese bemagtiging tans werk en wat daarmee fout is. Nou, swart ekonomiese bemagtiging is 'n baie slim etiket wat die ANC op hierdie beleid geplak het. En ek vergelyk dit altyd met die benaming van the People's Democratic Republic of North Korea. Die probleem is dat die naam sê hy is die mense sin, hy is demokraties en hy is 'n republiek, maar in wese is hy nie demokraties, die mense sin of 'n republiek nie. So net omdat iets op 'n plakker geskryf staan, beteken nie die substans daar agter pas by die etiket nie. Nou, wanneer ons gaan praat oor swart ekonomiese bemagtiging, ek dink, as ons daai lettertjies, klein lettertjies maak en ons vra Suid-Afrikaners, dink jy swart mense wat ekonomies uitgesluit is onder apartheid, moet geleenthede hê op ekonomiese bemagtiging, sal 'n pynlike minderheid vir jou sê nee. So die idee van klein lettertjie swart, klein lettertjie ekonomiese en klein lettertjie B bemagtiging is 'n goeie en regverdige idee. Maar wanneer ons gaan kyk na hierdie beleid getiteld swart ekonomiese bemagtiging,
is dit nie wat in die boks skuil agter die plakker nie. Want hierdie is nie werklik 'n bemagtigingsbeleid nie, dit is 'n voorkeur aankoopbeleid. As ons gaan kyk na wat dit in wese beteken, is daar die swart ekonomiese bemagtigings rubrieke, wat tussen 100 en 105 punte bestaan. Nou as ek en jy 'n beleid sou moet uitdink wat die titel swart ekonomiese bemagtiging gestand sou doen, en ons het 100 punte om mee te werk, en ons kyk dat die een kategorie op hierdie rubriek is, hierdie besigheid moet belê in hulle plaaslike gemeenskap en die opheffing van sosio-ekonomiese swaar kry, dan sou ek en jy dalk dink, weet jy, kom ons is besig met 'n bemagtigingsbeleid hierso, ons is besig met hierdie rubriek, kom ons gee hierdie kwalifikasie, hierdie komponent van maatskaplike verantwoordbaarheid 'n lekker swaar gewig op ons assessering. Kom ons sê dis 40 uit 100 punte werd. Nou die hartseer van die saak is, in realiteit is dit 6 punte werd. Dan gaan kyk ons na iets soos die aanstel van swart topbestuur. Ja, okay, weet jy, mens kan ook die punt maak op hierdie rubriek, het dit 'n plek uit 100 punte, veral as ons nou gaan dink aan bemagtiging, mense uit armoede ophef, kom ons gee dit 'n 5 punte uit 100. Nee, in realiteit is dit bo 20. Nou, wat hier insluip is 'n baie gevaarlike dingetjie, want as jy mense uit townships uit wil ophef, en een van die belangrikste meganismes wat jy in jou bemagtigingsbeleid inprogrammeer, is die aanstel van swart topbestuur, is jy besig om vir jouself te lieg as jy dink dit gaan 'n verskil maak aan mense in townships, want die C-suite, dames en here, word nie uit die township aangestel nie. Yep. So, daai kwalifikasie van bestuursposte is deel van swart ekonomiese bemagtiging. Doen niks vir 'n kind wat vandag in Atteridgeville, Mamelodi of Soshanguve gebore is nie. Dit help die reeds wel af swart middelklas, jou kaders, jou kamerade, wat al reeds toegang het tot hoë vlakke van sosio-ekonomiese deelname. So as ons dan op die ou ende gaan kyk na hierdie ding se naam is dat hy 'n bemagtigingsbeleid is, kan mens gaan kyk na 'n kindjie wat vandag in een van hierdie townships of swart gebiede gebore is, en jy kan van 1 tot 25 omtrent tel, en hindernisse identifiseer, wat maak dat hierdie kind dalk oor 20, 30 jaar nie in die middelklas gaan wees nie, nie ekonomies bemagtig gaan wees nie. Jy kan kyk na wanvoeding, jy kan kyk na ouerlike afwesigheid, jy kan kyk na 'n gevaarlike omgewing, en nie een van hulle het enigiets uit te waai met swart wees nie. So wanneer ons dan gaan kyk na swart ekonomiese bemagtiging, moet ons erken, dis 'n leuen, dis nie 'n bemagtigingsbeleid nie, dit is 'n voorkeur aankoopbeleid. En hierdie wetsontwerp sê, kom ons laat vaar hierdie dom idee. Ons is 20 jaar in hierdie idee in. Swart werkloosheid is erger as wat dit was. Swart armoede is erger as wat dit was 20 jaar gelede. Die gaping tussen die rykste swart Suid-Afrikaners en die armstes is erger as wat dit was 20 jaar gelede. In plaas daarvan dat jy as 'n tenderpreneur 'n voordeel kry omdat jy hierdie perverse telkaart in jou guns kon kantel, gaan ons eenvoudig sê die belastingbetaler het die reg in terme van artikel 217 van die grondwet, dat wanneer ook al hulle geld gebruik word, die kontrak, die tender, gaan aan die persoon wat die beste saaklike aanbod gemaak het van vir hierdie waarde van belastingbetalers geld, kan ek hierdie waarde en kwantiteit van goedere lewer. Soos jy sê, dit is 'n skrikwekkend eenvoudige konsep, en die feit dat dit nie in praktikaliteit gebeur nie, is dit is 'n walglikheid, en die value for money bill is nie 'n komplekse stuk wetgewing nie. Ons sê, alle tenders word op gelyk gemeet op die waarde wat hulle kan toevoeg, maar as daar 2 tenders is, wat toevallig identies op bots op waarde vir geld, in daai beperkte omstandighede, mag daar dan voorkeur gegee word aan 'n besigheid wat onder swart besit is,
eerder as nie. So ons sê nie, kom ons raak ontslaaf van die hele stelsel nie, ons sê net, ons kan nie aanhou, en die afkorting is mos BBEE, Broad-Based Black Economic Empowerment, sê hulle. Maar in werklikheid staan daai BBEE vir Boardroom-Based Black Economic Empowerment. Want hierdie beleid het nie mense in die townships voorgetrek nie. Dit het jou Patrice Motsepes, wat miljonairs was, miljardairs gemaak. Lekker koffie word op die heel beste natuurlike metodes verbou in die hoof koffieproduserende lande in Afrika. Jy kan sommer die kwaliteit proe. Spesialis koffie van ander gebiede is ook beskikbaar. Jy kan jou bestelling plaas by juweliet.co.za. Dis beskikbaar in verskillende sterktes, as bone of gemaal en in 3 verskillende groottes verpakking. Onthou, as dit nie sê lekker koffie nie, dan is dit nie lekker koffie nie. Stem absoluut saam. En dis die hartseer van 'n klomp goed in ons land op hierdie stadium. Dit voel vir my soos die logiese voor die hand liggende antwoorde wat enige ou met graad 2 wiskunde en vir jou kan sê, maar hierdie lyk nie reg nie, is soos in groot ontdekkings en goed wat mense met in dinkskrams groepe soos julle goede oor praat en skryf met 'n keer. Dit is soos my kind kan vir jou sê, dis stikkend en dit hoort anders te wees. In 'n geval, hoor jy nou, hier is nou 'n interessante vraag. Hoekom, of dink jy, julle vat nou al hierdie papiertjies vir die goewerment en sê, hoor jy, loer hierna, ons dink hier is 'n beter plan. Wat is die kans van die bietjie wat ek weet die nasionale demokratiese revolusie? Wat is die kans dat hulle gaan sê, ja, ons stem saam, hierdie gaan beter vir ons ekonomie wees? Wat is die kans daarvoor? En So, hoe is die uitkoms dan van hierdie storie? So hierdie is 'n vraag wat ons baie kry. Elke keer wanneer ons 'n voorlegging maak, kry ons hierdie idee, maar wat is julle nie net besig om 'n bietjie, jy weet, ek wil nou nie die kras frase gebruik nie, maar te iets teen donder weer nie. Ja. En die antwoord is, dit hang af hoe jy daarna kyk. Want, wat ons doen, kan mens sien in terme van 2 dimensies. Wanneer 'n pasiënt siek is, het jy 2 benaderingsbene. Nommer 1, jy moet die simptome van siekte behandel. As daar naarheid is, moet jy naarheid wegvat. As daar pyn is, moet jy pyn wegvat. So jy behandel die simptome, die onmiddellike, die korttermyn, maar jy gee nie op die chemoterapie nie. Jy fokus dat die kanker uitgehaal word, maar jy maak ook seker dat die simptome van die siekte behandel word. So dis die verskil tussen kuur en behandeling. Ons maak nie asof wat ons nou doen deel is van die behandeling nie. Hierdie gaan nie in die kort termyn die slaggate regmaak of beerdkrag verminder of korrupsie eensklaps uitwis nie, maar dit is deel van die bestraling van die gewasse in ons stelsel. So dit is 'n lang game wat ons moet speel. En ek kan jou 'n baie goeie voorbeeld gee. In 2019 in November verskyn ek op 'n ENCA paneelgesprek oor swart ekonomiese bemagtiging. En ek maak hierdie presiese argument wat ek nou vanoggend hier gemaak het, en daar word vir my gesê, ek is uit en uit rasis, ek dink die swart man is nie veel werd nie, ek dink die wit man is superieur. Ja. En in 2024, 5 jaar later, November, is ek op daai selfde paneelgesprek, en ek maak weer dieselfde argumente. En hierdie keer is daar 'n konsensus dat, hierdie is baie interessante punte, dit is geldig. So in 5 jaar, op dieselfde TV-stasie, dieselfde konteks, het hierdie argument 'n heeltemal 'n anderste ontvangs gekry. Hoekom? Want in daai 5 jaar het deurwerk wat ons doen, die publieke mening begin swaai. Jy kan nie politieke verandering bring sonder om eers publieke mening te swaai nie. Ons het 2 kamers in die parlement,
amptelik, die nasionale vergadering en die nasionale raad van provinsies, maar daar is 'n derde kamer in demokrasie wat mense miskyk, en dit is die mense. Voordat 'n idee regtig polities relevant kan word, moet hy eers in die publieke mening relevant word. Nou, 'n goeie voorbeeld hiervan het ek nou die dag afgekom op 'n meningspeiling wat rapport gedoen het in Maart 1987. Met ander woorde, 5 jaar voor die 1992 referendum, het hulle bevind dat skaars 27% van wit Suid-Afrikaners die groepsgebiede wet, een van die pilare van die apartheidstelsel, ondersteun. Dit het 'n verdere 7 jaar gevat vir daai wetgewing om finaal uitgestof te word. Maar publieke mening was 7 jaar voor politieke verandering. So wanneer ons hierdie briewe skryf, hierdie vergaderings het, hierdie wetsontwerpe publiseer, met LP's ontmoet, met die president of die tesourie ontmoet, leef ons nie onder die verwagting dat ons 'n Maiprodal is wat nou hoofpyn gaan genees nie. Ons weet, ons is besig met 'n 10 jaar veldtog hierso, sodat die mense kan besef, die manier hoe dinge is nie hoe dinge hoef te wees nie. Maar, dit gesê, ek sal jou verbaas as ek moet sê, dat van die LP's, die lede van die parlement met wie ons gepraat het, wat die mees ontvanklike vir hierdie idees was lede van MK en die EFF en die United African Transformation Movement, se 1 LP. So dit het ons verbaas. Ons het gedagte, okay, ons gaan hierdie mense nou maar, ons gaan na hulle uitreik in die verwagting dat, jy weet, ons wil nou nie lyk asof ons net vir die DA, die Vryheidsfront plus die IFP en so aan idees probeer gee nie. Ons het nou maar aanhou uitgereik, en van hierdie LP's wat jy nie verwag nie, het na ons so teruggekom en gesê, ek hou van hierdie idee, ek kom van 'n omgewing waar dienslewering nie die moeite werd is nie, nie die geld werd is nie. So, dit is wat ek sou sê, is kom ons hou 'n oog op die 2 forme van behandeling van die siekte in Suid-Afrika. Die gewas moet geteken word, stadig, lank, frustrerend, en dit maak mense soms naar. Maar, terselfdertyd moet daar behandeling wees, en dis hoekom ek dink die kort en die lang termyn gedien word in 'n veldtog soos hierdie, om vir Suid-Afrikaners te sê, weet jy word beroof elke jaar van 100 miljard rand. Ek weet nie of jy dit geweet het nie. En deur net daai kennis te projekteer, voel mense, my genade, dalk moet ek iets hieraan doen. Dalk moet ek 'n gesprek meer voer. Want dis in daai derde kamer van die parlement van publieke mening waar wetsontwerpe eintlik begin. Dit is so goed gestel. Kyk, jy is 'n baie, ek weet nie wat die Afrikaanse woord is, maar eloquent verduideliker van jou saak. En ek vir jou sê, ek kan nogal sien dat jy in 'n hof sou werk. Dis wat toe ek begin het met hierdie kanaal, was dit my ongelooflik frustrerend, want dit het my gevoel, hierdie is net, ons sit nou en speel, hoe speletjies hier om 'n tafel met mekaar. Tot ek besef het, maar die regering verander nie, mense dwing 'n regering om te verander, of stem aan 'n regering in, of kry, dis in die mense se hande, ons praat vir die mense, en in dieselfde tyd, ek dink dit was Gerard Papenfoos van Jasa wat my gesê het, hy sê, ons moet dit aanhou, dit is soos jy gooi sand in die masjinerie. Jy moet net die hele tyd al die goed teenstaan wat ons verkeerd doen, dat dit die hele tyd op toesleep op elke liewe punt wat jy weet jy kan, en dit is hoekom die groepe so Sakeli gaan, die mense aanhou sake wend in die regering, want hulle is op hulle eie ding in die gang, maar jy moet hulle die hele tyd in die bek ruk. Dit beteken nie oornag verandering nie, maar dit beteken, en ek het dit eers onlangs begin oplet, dat ons dink nie dat die ANC is aan beheer. Hulle is nie meer aan beheer nie. Dit is nie op hulle eie nie. Ja. Dinge is aan die verander, en ek dink met die ding van 'n meer onafhanklike media wat ook aan die gang is deesdae, wat 'n bietjie van 'n ding is, waarvan ons 'n baie klein deeltjie is, soveel meer mense hoor, en ek sien baie kanale met swart aanbieders wat op daai mark gerig is, waar die mense goed te praat, my oor laat traan. As jy dink aan Corneille Miller vir president en allerhande, weet sulke tipe van storieetjies, net van hoe ver die ding al geskuif het. Ons kyk dit baie keer mis, maar ek dink daar is wel groot skuiwe. So ek is ewig gefrustreerd aan die een kant en opgewonde aan die ander kant, want dit lyk of dinge beweeg. En ons moet net aanhou praat, so ek, ja. Jy noem die hoofstroom media, en vanoggend, ek wil hierdie eintlik deel, dit is
Vanoggend het News24, die hoofstroomste van hoofstroom media in Suid-Afrika, wat in die verlede besonder smalend was teenoor die ERR se argumente teen swart ekonomiese bemagtiging, het vanoggend in 'n stuk 2 punte gemaak en gesê, dit is onteenseglik dat arm Suid-Afrikaners nie voordeel trek uit swart ekonomiese bemagtiging nie, en dat daar oorbetalings is en onduidelikheid in hierdie oorbetalings, hierdie premies wat bestee word in hierdie aankoopkonteks. Dit is iets wat 'n jaar, 2, 3 jaar gelede nooit sou gebeur nie. So vir ons wat in die mark van opinie werk, om te sien dat selfs wanneer die hoofstroom media jou frasering, jou argumente begin gebruik, hulle gee ons nie krediet nie, hulle gaan nooit sê, o, weet jy, saakliga of die ERR, dis hulle idee wat ons nou hierso ondersteun nie. Maar een van die goeders wat ek as strategiese kommunikasiehoof vir die ERR doen, is ek hou baie noukeurig dop, wat is die fraseologie en die boodskap frasering wat ons gebruik. En ek maak seker ek monitor sosiale media en tradisionele media vir wanneer daai frases begin gebruik word. En vanoggend, dit klink al klein vir die luister daar buite, maar vir ons was dit 'n teken dat die veld tog besig is om te werk. As die hoofstroom van die hoofstroom van die hoofstroom nie meer kan ontken dat jou argumente geldig is nie, dan weet jy die klimaat van opinie is besig om te verander. Daai derde kamer van die parlement se debat is besig om goed te gaan. Ja, nee, dat is feite. Ek vier saam met julle, ek sal 'n koppie koffietjie drink as ons hier klaar is, ter viering van die 24 se artikeltjies wat verander. Soos met 'n goeie film is musiek die mees belangrike faktor wat die atmosfeer van jou troudag sal bepaal. Dit maak of breek. Van die oomblik wat jou gaste opdaag tot die dansvloer sluit, sal Music for Weddings sorg dat jou persoonlike liefdesverhaal die perfekte lewende of opgeneemde klankbaan het. Vind meer uit by musicforweddings.co.za. Hulle het pakkette beskikbaar vir elke smaak en begroting. Bespreek SA se heel beste troumusiekverskaffer. Hoorie, ek weet of dit belangrik genoeg is vir jou om te noem nie, maar as jy wil, die spesifieke punte dalk net vinnig uitlig van wat die ding insluit, wat stel julle voor moet gebeur? Ek dink op die wetwerk wat julle sê maar 6 punte of iets, dis wat ons voorstel, die punte moet wees van hoe dit moet werk. Ja, nee, so ek sal, eerstens sal ek die luisteraar aanmoedig om op ons webtuiste te gaan, err.org.za, om te kyk na ons petisies oor die wetsontwerp. Daar word die oorhoofse belangrike punte, ek dink, gemaak, maar in terme van die fyner punte in die wetsontwerp self, is hoofstuk 2 van die wet van kardinale belang, want dit vestig die idee van hoe lyk waarde vir geld in praktyk. Dit sal jou verbaas, maar dit is iets wat nog nie wetgewend vasgelê is nie. Dan is daar aankoopmetodes en prosedures in hoofstuk 3, wat tans ongelooflik kompleks is en absoluut veels te gekantel is ten gunste van die organisasies wat reeds binne die patronaatskap netwerk is. So ons vereenvoudig daai metodes aansienlik en maak dit moontlik vir assessering en evaluasie van tenders om op 'n sinvolle en deursigtige basis gedoen te word. Hoofstuk 4 gaan dan oor wat absoluut verhoed word in hierdie wetgewing. Daar mag nie ras in ag geneem word voordat daar nie hierdie valbuil prosedure vereis is nie. Enige regulasie of instruksie of beleid of gidslyn of praktyk wat sulke puntgebaseerde assesserings eerder as 'n ware geldassessering vereis, word nietig en ongeldig verklaar deur die wet. En dan, ek dink hoofstuk 5 van die wet is besonder belangrik, want dit gaan oor deursigtigheid en data. Op hierdie stadium weet Suid-Afrikaners nie eers hoeveel van hulle belastinggeld bestee word aan hierdie swart ekonomiese magtigingspremies nie.
hoofstuk 5 beëindig dit volledig. En dan, soos enige verantwoordelike wetgewing, het ons die uitleg van institusionele verantwoordelikhede, oorgangsmaatreëls en regulasies. So die wet self is nie 'n besonder belangrike wet nie, hy is 19 bladsye lank, enige iemand kan hom gaan lees, maar die argumente wat hy maak, is die tipe oorwegings wat ek en jy maand tot maand moet oorweeg, van hoe kan ons inkomste, die geld tot ons beskikking maksimaliseer. En ons kan nog lank hieroor praat, ons kan praat oor hoe hierdie wetgewing korrupsie 'n bietjie hok slaan, want dit beteken daar kan nie meer hierdie manipulasie gebeur nie. Ons kan praat oor hoe die waarde van belasting kan daal, hoe ons regtig die fiskale druk op die Suid-Afrikaanse regering kan verlig, maar dalk is dit gesprekke vir 'n ander dag. Die hartjie van die saak is dat common sense is nie altyd so common nie, en ek dink dit is tyd dat dit 'n bietjie common word, en dit is ons poging. Ek stem saam. Dis wat ek voel ontbreek in die samelewing in groot mate is, wat my oë sien, vertel iemand vir my 'n ander storie. Ek noem maar die koning, daai ding van die koning het nie klere nie, almal moet net sê ja. Ek dink nie vir my op die einde wat ek graag wil hoor is, dit is bietjie weier as wat ons nou oor gepraat het, maar die ERR het ek weet of het 'n veldtog moet noem van hulle nie, wat kan sê, what SA can be, met 'n hashtag hier vooraan. Wat is die hele gedoente? So, ek moet sê, dit is 'n opwindende projek wat ons so 'n jaar gelede begin het. Die peilingsdata wat ons begin kry het van reg oral af, ons eie data aankluis, het begin aandui dat Suid-Afrikaners baie gefrustreerd is met die stand van sake, maar nie regtig alternatiewe visie begin sien nie. Hulle weet, hulle hou nie van wat Suid-Afrika is nie, maar daar is nog nie 'n visie vir wat Suid-Afrika kan wees nie. En dit het ons basies die idee gegee dat ons kan hierdie alternatiewe visie begin werklik maak. Nie omdat ons dink glo in ligkastele nie, maar omdat ons na die feite kyk en ons sien dat die probleme is oplosbaar en die geleenthede is behaalbaar. Ons kan 'n land wees waar ons 7% BBP groei elke jaar sien, waar eiendomsregte sekuur is, waar rasgebaseerde beleid soos vereis deur artikel 1 van die grondwet nie meer in praktyk is nie, waar belasting laag is, waar die privaat sektor betrokke is by oplossings en nie net die cash cow is vir die volgende mal idee nie, waar staatsmonopolie soos Eskom en die NGV nie meer verantwoordelik is vir beurtkrag of beurtbehandeling in die mediese terme nie. So ons het hierdie dinge saamgegooi en ons het die what SA can be, die wat Suid-Afrika kan wees, agenda begin dryf. En ons het al reeds meer as 50,000 mense opgeteken wat elke week ons inligting kry, wat deel is van hierdie petisies, wat ons help om hierdie petisies te dryf, wat die wette ondersteun, wat ons dinge deel op sosiale media. En dit is in hierdie debat van die derde kamer van die parlement waar ons besluit het, kom ons maak die What SA Can Be beweging, die beweging wat die stemme kan bepaal, wat die stemme kan wen, want in die teorie van wat ons doen, in die geskiedenis kom daar, hierdie is die hele strategiese raamwerk waarop ons werk, is dat verandering gebeur nie oornag nie. Daar's tye van stagnasie en daar's tye van vinnige verandering. En gereeld wat gebeur in die geskiedenis is dat instellings verander of stort in duie voordat die volgende instelling en denkskool gereed is. So ons is besig om vooruit te werk vir daai denkskool gereedheid. En ek dink ons sien met die RNE, met die ANC se verlies van dominansie, is ons nou in 'n situasie waar Suid-Afrikaners ontvanklik is vir die alternatiewe visie. Daar's 'n honger daarna. En weet jy, daar's ons 'n meerderheid daarvoor. As daar iets is wat my geloof en hoop in die land gee, is dit die feit dat wanneer ek daar buite in die straat is, in die winkels, waar ook al in die kerk,
voel ek nie ek is in 'n kookprutting van haat en veragting nie. Daar's geleentheid en dis wat die visie is om mense betrokke te kry om te sê, weet jy, ek's nie alleen nie, daar is 'n plan, ek's nie naïef nie en ek is nie magteloos nie. Baie belangrike ding om mee te eindig, dink ek, daarin van mense, want ek vind baie mense is so moedeloos, my kind praat weer volgende oor van, dat sy geslag sien nie kans om kinders te kry, nie hoofsaaklik oor, maar wie sal 'n kind in hierdie wêreld wil inbring, en hoewel ek glad nie met die siening saamstem nie, is dit my hartseer om te dink, hoeveel mense is op 'n plek van moedeloos wees, amper, en nie weet hoekom en wat, en net bid, kan die Here nie maar terugkom op die wolke môre nie. En ek dink, daar is soveel om voor te gaan, en rede om oor positief te wees, met al die gemors en ag. Ek dink, in 'n groot mate het ons, die van geslagte tot nou, ek is nou 'n hele stukkie ouer as jy, maar op 'n manier sulke gemaklike lewens gehad, dat die stukke ongemak, want dit waar ons klaar is, groot stukke ongemak. Daar is redelike groot probleem as jy dink in veiligheid en mense se lewens wat geneem word in hierdie land. Verskriklike moordsyfers in vergelyking met meeste ander plekke, en die plaasmoorde wat die realiteit is en al sulke dinge. Met dit alles in ag genome, voel dit nie vir my soos die mense sien dit baie verder af van wat dit werklik is. Nie oulik nie. Want jy kyk na al die indekse wêreldwyd, ons lê omtrent in die middel van die indekse rond vir 'n klomp dinge. En dan sê ek net so altyd vir mense, maar ek probeer nie kompeteer om gemiddeld te wees. Ek wil nie 'n gemiddelde land bly nie. Ons het nie 'n gemiddelde land nie. Ons het die menslike kapitaal en natuurlike kapitaal in hierdie land, dis 'n ongelooflike land. En ek is oud genoeg om stukke daarvan te gesien het van wat dit kan wees, met sy eie tipe van drama, maar dit kan dit en nog meer wees. So, kom ons eindig hierso met, baie dankie vir die werk wat julle doen. Herman, en die aandeel wat jy daarin het, as die hoof van die kommunikasie gedeeltes, baie sterkte met julle werk. Wat kan mense in praktyk doen, die luisteraars nou in die publiek, wat kan hulle in praktyk doen om julle saak te help? Waar gaan hulle, wie bel hulle, wie sit, gooi hulle konfetti, of wat doen hulle? Wel, die eerste ding wat ek moet sê is bid vir ons. Ons het dit nodig. Hierdie is nie net 'n sommer so storie nie. So nommer 1, bid vir ons. Nommer 2, gaan aanlyn op ons webtuiste. Jy kan sommer IRR What SA Can Be inpons in Google. Hy sal jou vat na die regte plek, en 'n teken, 'n petisie of die onderneming wat ons sê, die What SA Can Be pledge, die onderneming, en raak betrokke, want iets wat ek 'n tyd raak gelees het wat vir my so bybly, is dat in die sielkundige behandeling van geslaane vrouens, wat basies aan die ontvangkant is van mishandeling dag na dag, is stappe 1 en 2 om vir hierdie kwesbare mense te sê, jy het agentskap en jy is nie alleen nie. En as jy in hierdie konteks kyk dat ons mishandel word deur ons regering dag na dag, teken daai petisie, teken daai onderneming, want dit is hoe ons daai idee van jy is nie alleen nie en jy het agentskap kan begin terugsit in die Suid-Afrikaanse siege. Ons kan dan geleenthede bymekaar begin roep, ons kan 'n petisie oorhandig by die Departement van Arbeid, soos wat ons laas jaar het, om te sê, hier's 20,000 Suid-Afrikaners van alle agtergronde wat sê hulle is keelvol vir hierdie of daardie beleid. Dit op hierdie stadium is so nuttig vir ons, en as mense kan, en hulle voel die werk wat ons doen is nuttig, asseblief voel gerus om 'n klein bedragie eens of maandeliks, wat ook al, in te sit, want dit help ons regtig om ons boodskap te versprei. Ek weet nie of dit 'n lekker antwoord is nie, maar begin by gebed, raak deel, en help ons befonds elke bietjie help. Dankie. Maar daar sê, liewe vriend, dis 'n baie interessante gesprek gewees. Ek hoop jy het dit ook so gevind. Jy kan nie alles doen nie, maar jy kan iets doen. So jy is nie hulpeloos en magteloos nie.
Ons bly nie in 'n koninkryk met 'n koning wat net kan sê en ons moet op nie. En die regering is veronderstel om die mense te dien, wat baie duidelik nie gebeur nie. So, gaan sê jou sê, teken jou teken, doen jou dinge en praat asseblief. Ek gesprek om die braaivleis wat oor meer gaan as die rugby. En praat met uiteenlopende mense waar jy ook al jouself bevind. Dit is nodig dat mense praat oor die dinge en die gety is aan die draai. Dit vat 'n bietjie tyd, maar die gety is aan die draai, so wees asseblief deel daarvan en dan kan ons eendag saam almal een groot massiewe braai hou as dinge gedraai het en beter werk, want ons het bietjie meer geldjies in die sak en nou is almal saam een groot braai. Tot ons weer praat, Herman, baie dankie en 'n heerlike dag. Totsiens, liewe vriende. Hiewelied Huis se reeks natuurlike vloeibare seep sal jou vel, jou hare, jou hande en sommer al jou sintuie aangenaam verras, sommer jou beursie ook. Die lyfreeks word uit luukse, bevochtigende olyf- en klapperolie verseep met slegs natuurlike ekstra bestanddele. Die wasgoedseep is hard op vlekke, sag op die natuur. Bederf jouself. Besigtig die volledige reeks en bestel by hiewelied.co.za. Goed vir jou vel, goed vir die natuur. Luister nou na Radio Nuwe Lied. Jou Christelike lewenswyse radiostasie. Kits, kuier, luister en leer in Afrikaans.